Morgen, juffrouw. Morgen, meneer Beweer. Dank u. U die post vergeten, meneer Beweer? Oh, werkelijk ja. Dank u. Beste. Tot ziens. Vrouwtje. Ja, Vrouwtje, Andries is ingeschreven. Hij gaat Stellenbosch toe. maar dat is prachtig. Jammer dat hij een paar jaar ouder is dan de meeste andere eerstejaars. Maar ons kon het mos niet bekostigen om hem eerder universiteit toe te sturen, hè? Dit geeft mij maar min tijd om zijn kleren recht te krijgen. Ons zal daarom voor hem nog een paar goedjes moeten bijkopen. Hij heeft genoeg kleren en ons kan niet geld morsen. Die kant moet kleren, hè. Je onthoudt hoe jaloers je altijd op een pottische kleren was. Jaloerse voet, oh potty. Ha! Met al zijn spoggerige kleren zou je toch nooit met hem getrouwd, niet? Buitendien Andries gaat niet universiteit toe om te vreden. Nee, maar zei nou, ik krijg die rechten nooit. Al die nooitjes was toch altijd te gretig om in een pottische gezelschap te wees. Oh potty alweer. Ha! Al wat hij ooit kon doen was om hem op te tof. En er op toch niks gehelpt, niet? Hoe hij ooit professor geworden, weet ik niet. Ik wonder of hij nog op Stellenbosch is. Ja, hij is. Ik zou graag zijn gezicht willen zien als hij uit van Andries als ons kent. Die oude potty. Hij is mis nou eindelijk een groot rugbykokkendeur. Mijn man, jij komt alweer met jouw rugby-stories. Jij weet ik wel hij die kan met rugby spelen. Toen hij op hogeschool rugby gespeeld heeft, hij zijn sleutelbeen gebreekt. Zijn benen is brosserig. Dokter Brunk verzeker mij, daar is niks fout met zijn gebeente niet. Jij verweel je zomaar dingen. Dat zal niet zijn studies bevorderen om in een hospitaal te liggen met gebrekte benen niet. Hoe ga je even vier uit de rugbyspan doen? Als hij wil spelen, zal hij spelen, al doen hij er ook skelm. Hij is altijd die beste speler op school en hij is er nog aangehouden met spelen na hij zijn sleutelbeen gebreken. Maar zijn ma wil dat niet hebben. In elk geval, hij heeft nog niet weer gespeeld niet. En hij zal niet als je hem niet aanmoedigt niet. Als mijn enigste zoon moet verongelukken op die voetbalveld. Maar zo zweer hij gaat oorlog maken of iets. Ik vraag net dat je hem niet moet aanmoedigen niet. En wat moet hij dan doen? Met zijn bek vol tanden staan als een vrouw komt spelen niet? Of moet hij zeggen, mijn mami wil dat niet hebben? Zij zei mijn gebeente is tier en broers. Ha! Andries, kom ik hier. Ja, pa? Wel, Boet, dus je gaat naar de universiteit toe. Dank je, pa. Wat het maar verneem. Ik heb nou net een brief gekregen wat zei dat je toegelaten is. Het is nou jammer, je kan niet dadelijk naar matriek gegaan het niet. Maar het is nog niet te laat niet en je is nog niet te uit voor rugby niet. Maar, net die laat je maar afhouden niet, hoor. Nee, pa. Nee, pa. Krachtig. Als het net een rugbybal was, die. Ja, maar het zal je nou meer lang duren, niet? Ja, nee. Nee, man! Dat je niet geleerd om je ding zo te vatten, niet? Je zal nooit de eerste span halen als je niet leert hanteren, niet? Je moet hem schoon vangen. Hier, Solomon. Hier. Zie je? Ja, pa. Nou doen dit recht. Goed, pa. Hier, Solomon.
Nee, man, niet zo in te terugveen naar hom toe nie. Hy wil dit nie hê nie. Hy moet so in toe uit, kerel. Goed, pa. Kom. Goeie. Zie je, dis hy moet doen. Ga, kom. Dis reg gemaak. Goed, pa. Kijk, aan die kom. En wat vang jullie twee daar aan? Wat jou ma. Nee, toe maar, vrouwtjie, ek leer net van Andries om te... een paar danspasjes. Ik hoop ik zo beter kan dansen dan wat jij ooit gedaan hebt. Gooi harder, man. Dan weet ik je om een merk te vangen. Terug, pa. Op wat, bro! Hoe gauwer jij trapt in een bos toe, hoe beter. Mijn kind onthoudt toch, zei het zwaar. En die geld groeit niet op je paasrug, nee, je moet leren, mijn kind. Ja, man. En laat los toch die voetbal, dat is een gevaarlijke spelletje daarin. Tot ziens, mijn kind. Tot ziens, Boet. Tot ziens, pa. Moet niet op professor Potje te zitten toe in de trap nu, hè? Goed, pa. Jij baas is je niet eerste man spelen, niet? Goed, pa. Tot ziens, mijn baas. Hamburger, zeg. Tot ziens, Solomon. Hoe kom je dan? Het is zo mooi gelijk als zijn nieuwe kleren. Toen ik zijn jaren had, het mijn kleren mij net zo goed gestaan. En je niet toe dat wordt geheel, niet? Ach nee, man, jij hebt maar altijd beginnen aan feitje gelijk. Feitje. Kom. Van verwelkoming ook aan ons groot getal eerstejaarsstudenten. Ons is blij dat hulle hier is, ons is blij dat hulle met hulle studies een aanvang kon maken. Ons hoop dat al die werk wat hulle hier doen, het zij in studentenverenigings en studentenorganisaties, in hulle klaskamers of waar ook al, maar boven alles
Liewe pa en ma, jammer dat ek nie eerder geskryf het nie, maar daar is so baie te doen in hierdie pragtige dorp dat ek nie eintlik kans gekry het nie. Ek het uw pa se raad gevolg om al die besienswaardighede van die eie dorp te besoek en voel my al so tuis dat ek die alonbekende pieke en die interessante geskiedkundige geboue as my eie beskou. Pa was reg. Mens kry 'n aardige gevoel van vertroue in die dorp, asof niks verkeerd kan gaan. Asof die oorspronklike ou Engelse kerkie en die Victoria College, waar ons universiteit wortel gevat het, hulle gevestigde atmosfeer in 'n mens se gemoed inplant. En dan Wilgenhoek, met al sy tradisies, om te dink dat 4 van ons eerste ministers vroeër hier tuis was. Ai pa, dis wonderlik. Dit gee my 'n gevoel van waardigheid om te dink dat ek, soos pa en baie ander groot mense voor my nou kan vereenselwig met die grootste ideale en strewe van 'n universiteit soos hierdie. As landboustudent is Elsenburg vir my 'n inspirasie. Maar kan pa my kwalijk neem dat dit my ook met 'n gevoel van heimwee vul. Ek dink dis die geboue en die algemene atmosfeer van Stellenbosch wat mens laat besef dat tradisie die grondslag is van alles wat stoer en skoon is in ons volk. Ai pa, die plek maak mens skoon en edel voel, veilig ingewortel soos die ou eike van Dorpsstraat. Dankie pa, dat pa my hierheen gestuur het. Almal hou van die studente, behalwe miskien 'n enkeling wat reken dat ons eerder van die straat gebruik moet maak in plaas van die sypaadjie. Hoe lyk dit? Dink jy daar's daarom iets van 'n maaksel tussen die nuwes? Meeste lyk vir my maar baie rou. Ek het al erger gesien. En onthou, al die studenten is nog nie eens hier nie. En wie dink jy moet op die bal te gaan vir een gooi? Ek het lus om dat jou spring. Ek is baie jammer, maar ek het regtig gedoen voordat ek gedink het. En waar het jy geleer voetbal speel? Op hoërskool, maar ek het vir die laaste 5 jaar nog nie aan 'n voetbal geraak nie. En as ek mag vra, hoeveelste jaar is jy? Ek is maar kort hierso. O, eerste jaartjie. Kerels, hierdie Gavin is mos sy eerste jaartjie. Nee, maar ek dink jy moet kom kennis maak. Nee, maar ek is pas maas, hy moet gebos word. Kom aan. Ek sou graag wil, maar waar kan ek verklee? O, jy is natuurlik bang vir jou mooi nuwe broekie, hè? Moenie jou laat vermaak nie, short spring aan man, ons kan altyd later jou broek skoon maak. Ja, kom kerel, ons jou nie seer maak nie. Nie veel nie. Nou reg dan. Wacht, kerels. Willem, klim bietjie tussen die voorspelers en ek wil bietjie hierdie jakentjie oor my kry. Kom.
Sal doen vir vandag, geld. Hoe lank het jy gesê het jy nie aan 'n voetbal geraak nie? Ek is jammer, maar dis die waarheid. Kyk na jou klere. Daardie nuweling het skynbaar heel wat aangebore talent. Wat dink jy? Ja, hy het moontlikhede waarvan ons miskien iets kan maak. Skoon my. Hey, jongman, kom hier. Kom kuier vir my op my kantoor. Ek is professor Potgieter. Ek sal my kantoor in die chemiegebou vind. Ja, dankie, professor. En dit was vir jou skynbaar baie vermaaklik geweest, hè? Dit was nogal, aangesien hy vir 5 jaar nie gespeel het nie. Vir 5 jaar nie gespeel het nie, sy voet. Wel, hy sê hy het laas op hoërskool gespeel. Laas op hoërskool gespeel. Haar naam is Vicky Potgieter. En die heer wat so pas koud gesit het op die voetbalveld is niemand anders as die kaptein van die eerste span nie. Ene Karel Verster. En Vicky is sy nooi. En waar woon sy? Nee, so met 'n bek praat. Ek hou van 'n brak wat kan spoor sny. Laat my jou geluk wens met jou eerste skredes op die rugbyveld en jou keuse van dames. Maar sy is woonagtig van Riebeekweg nommer 47 en alwaar professor Potgieter ook woon en wat haar oom is en wat mal is oor voetbal en wat gek is oor Karel Verster, haar kerel. Dit maak sake 'n bietjie moeilik. Ek glo nie die professor hou eintlik van my nie. Beslis nie as jy probeer om Karel vir die gek te hou nie, maar moenie dink ek wil jou afskrik nie. Hierdie klein intriges bekoor my en vra gerus my raad en bystand as ek van hulp kan wees. Jy kan. Hoe? Skiet daar vir geleentheid waar ek haar kan ontmoet. Dis die eenvoudigste ding ter wêreld. Ek het laas op hoërskool gespeel. Ja, professor, maar my pa het my naam gebruik op die plaas. Jy weet om pampoen te vang as hom aangee of om 'n ram te pyp kan as hy kwaad raak. Maar dan moet jou vader iets van die spel weet. Wat is jou naam? Bevier, professor. Andries Bevier. Is jou pa ook Andries? Ja, professor. Het jy my vader geken, professor? Ja, ek het hom geken. En jou moeder ook. Jy kan maar gaan, Vivian. Ja. Terloops, Vivian, jou vader nogal uitgeblink op Stellenbosch. Op meer as 1 gebied. Ja. Ah, Vicky, hier wil ek nou 'n afgesonderde geselskap met jou voer, maar hierdie sotte daarom al harde baat. En my beleefdheid skryf voor dat ons hom vra om by ons aan te sluit. Mevrou Vicky Potgieter, net Andries Beweer. Aangenaam, juffrou. Aangenaam. Wil jy nie sit nie? Dankie. Maar dankie, jy het my dan het verstaan hier vanmiddag so besig wees. Ah, nee man, ek kuier baie lekker vanmiddag in Bejaars. Was dit nou? Maar man, jy het my nou beloof jy sal die werkie vir my doen. Watter werk? Jy weet mos man. Ah, nee, maar dan kyk jy maar nie my groep maar daar hier roep. Ek is jammer man, maar jy is 'n ander broek moet gaan aantrek. Ga gerus. Dan kyk ek so nog 'n bietjie hoor. Jy weet, ek dink jy het dit opsetlik gedoen. Wel, ek moes van hom ontslaa raak. Wat hy dan voor staan en derde mannetjie speel. En bydien, jou vrou my 'n plekkie te gaan wys, iets wat my vader my van vertel het. En waar is dit nogal? So, op die wal van die rivier, in die omgewing van die ou brug. Jy mors skynbaar nie veel tyd nie. Maar hoe bedoel jy? Wel, die rivieroevers was 'n lievelingsplek vir die studente van al die geslagte. En jy sou dit nie graag vir my wil gaan wys nie, of is dit dalk te ver? Die waarheid te sê, dis heeltemal naby. Maar ek het Karla half beloof. Ag, jy kan ons al die later ontmoet. Goed, ek sal jou gaan wys. Dis nou en nou. As Karel Verster na my kom verneem, sê hom asseblief ek sal hom later sien. Goed, ek sal. Wel, dis seker hier ergens. Dis lieflik.
Ek kan my voorstel dat mens romanties sal raak in so 'n omgewing. Hoe bedoel jy? Wel, dis hier ergens waar my vader en moeder afgehaak het. Dit was nie nodig om my broek so te mors nie. Ag, ons kan dit later jou broek skoon maak, man. En buiten was jou eie skuld gewees. Jy wil my mos nie 'n kans gee nie. Jy het kastig en nooi vir my geskiet. Kan jy my kwaadlik neem? Kom in, moenie klop nie. Jy moet nie so brutaal wees omdat jy al 'n paar jaar uit die skool uit is nie. Wat sukkel jy met my nooi? Jou nooi. Sy het my niks daarvan gesê nie. Wees versigtig, sort, of jy sien jou kop baie hard stamp. Ha, miskien so hard as wie jy jou op die voetbalveld gestamp het, né? Ons sal mekaar weer later sien. Het lyk vir my of jou pa jou leer beklei het ook, Andries. Jy weet daar is niemand anders hier wat sommer vrou Karel sal takel nie. Hy is nie 'n slegte ou nie. Miskien sou ek net so mal geraak het as iemand met my nooi gesukkel het. Is jy verantwoordelik hiervoor? Ja, Ek kon dit geraai het. Die appel het wrintig nie ver van die boom afgeval nie. Jongman, dis die universiteit hierdie. Nie 'n oefenterrein vir narre nie. Ruim op hierso. Wat jy nou aangevang? Dankie, Andries. Eendag sal ek die guns aan jou terugbetaal. Jy kan dit sommer nou dadelik doen. En wat is dit? Sê my, watter aand jou oom miskien nie tuis nie? Ek wil graag kom kuier. Wel, om die waarheid te sê, ek gaan vanaand na 'n vergadering toe. Kan ek dan miskien 'n draai maak en kom kuier? Ja, ek dink so. Jy weet, dit sou dan baie beter gewees het as jou oom van my gehou het. Ag, dis maar net sy manier, Andries. Hy bedoel dit nie regtig nie. O, ek wonder wie lui nou daar. Verskoon my. O, is dit jy? Ah, die Einstein. Jong, jou oom sal nog 'n hele rukkie by die vergadering wees. Kom ons stap kafee toe. Nie vanaand nie, Karel. Kom in. Ek is jammer ek het nie geweet dat ek vanaand inbreuk maak nie. Ons maak dit maar 'n ander aand. Moenie laf wees nie, Karel. Kom sit. Ons het mooi weer, né? Ek herhaal. Ons het mooi weer, né? Naand, Karel. Goeienaand, professor. Goeienaand, professor. O, naand. Wel, dit word laat. Ons sal seker moet aanstaltes maak. Ja, die tyd stap aan. Goeienaand, professor. Goeienaand. Goeienaand. Goeienaand, professor. Goeienaand, Vicky. Goeienaand.
Vicky, ek sou nie graag sien dat sake verkeerd loop tussen jou en Karel nie. En my raad aan jou is om nie vir daardie kerel weer aan te moedig nie. Liewe pa en ma, dankie vir die brief en die soetkoekies. Ma kan gerus nog 'n bietjie biltong stuur. Hy sal hom nog doodvreet. Ag, o man. Omdat ek ouer is as die gewone eerste jaar, is het gereël dat ek 'n kamer deel met 'n senior. En er is niemand anders as daardie gawe kerel, Jantjie de Pre, waar ek laas van geskryf het nie. Ek het ook 'n baie oulike nooi ontmoet. Dis Vicky Potgieter. Dit moet daar 'n nuwe klere. Vicky Potgieter. Maar ek dink nie daar sal iets van kom nie. Want haar oom is een van die professore. En dit lyk nie of ek enigiets reg kan doen in sy oë nie. Om een of ander rede hou hy nie van my nie. Ek sweer dis ou Potty. Hy het my nog nooit vergewe nie. Moenie bekommer wees oor die so en so nie. Solomon, wat 'n drommel draai jy nou hier rond? Ek wou net gehoor hoe moet die klimbasie gaan was. Dit gaan goed, toe trap. Ja, was. Lees hardop, ek wil ook hoor. Ja, natuurlijk. Moenie bekommerd wees oor die so en so nie. En die swenke en pypkan waar ek aangeleer het, kom my goed te pas. En, Wat bedoel hy met swenke en pypkan? Hy bedoel swenke en pyp... Hy bedoel dat hy altyd vir ou Potty moet pyp kan. Dis wat hy bedoel. Jy sien, Potty hou mos nie van hom, hy het my so gesê hier in die brief, sien? En dis al manier waar hy die nooit kan sien sonder dat ou Potty hom opmerk. My kanse om aan die dinges te kom is heeltemal goed. Maar Karel Verster is die dinges. Wat se gedinges is dit? Wie, jy van my so nie rede dat ek glad nie kan lees nie. Karel Verster is die dinges van die dinges. Wat? Hy is sommer 'n pure haan, 'n ryperd. Hy is 'n regte kaland by die nooiens, dis wat ek bedoel. En 'n Potty hou van hom. Op die so en so kan ek kringe om hom stap. Ongelukkig is hy my konkurrent by Vicky. Ja, sê, wat het ek jou gesê, vrou? Hierdie ander kerel probeer hom uitsit by die nooi. Maar hy kan kring om hom loop saam met die nooi. Maar moenie besorg wees nie. Ek sal die eerste span... Wat se eerste span? Hy sal die eerste span se kaptein kleingeld maak. Sy hand nie afslaan. Jy sien, hierdie ander kerel is die kaptein van die eerste span. Wel, dis al. Is jy seker dis al? Natuurlijk is ek seker. Waar is my hoed? Jou hoed? Dit hang aan die so en so. O ja, natuurlijk. Maar moenie bekommerd wees nie. Hy verbeel hom maar ou Potty hou nie van hom nie. Jy verbeel jou maar ou Potty hou nie van jou nie. Wel, as dit nie ek is nie, dan moet dit iets wees wat my pa gedoen het. Hoe bedoel jy nou? Ag man, ek weet nie. Die ou kom gedurig op my pa. Hoe kan ons uitvind? Hoe op aarde? Jy weet, ou van der Spy is al hier vir geslagte. Ek sal 'n bietjie met hom gaan gesels en kyk wat ek kan uitvis. Hy, ek moet gaan verklee. Ons oefen vanmiddag vir die span. Gaan sien jy gerus van der Spy, hoor? Reg. Die vaste skams is dood tevrede. Alles gaan daar goed. Maar die laaste skams is nog nie heeltemal reg nie. Sê 'n bietjie vir die manne met meer mening inklim. Vasvat aan elke man wat hulle kan bykom en 'n pad oopstoot oor daai bal. Goed, dokter.
wat dink jy? Ek is aangenomen, maar ek dink ek gaan een verandering maak. Net so oomblikkie. Verster! Kom hier, jong. Verster, ons kans is goed, maar ek dink ek gaan een verandering maak. Ek wil Willie hier in Bruin Center langs jou speel. Ja, Dok, om die waarheid te sê, ek het dieselfde voorstel aan die hand geneem. Gaaf. Man, ek sou nie so 'n drastische verandering op die tydstip maak nie. Die twee het nog nooit saam gespeel nie. Ek weet maar, ek dink nogtans dit sal 'n goeie set wees. Wel, ek dink julle oorskat hom. Wel, Andries, jou boet na vandag se spel. Kan hulle jou nie uit die eerste span hou nie. Kan hulle nie. Het jy daai gesprek gehoor? Nee, ou vriend, ou Potty het sy mes in vir my. Ek moet tog uitvind wat hy teen my of my pa het. Hy steek selfs 'n wiekie op teen my. Ag, wat man, moenie so bedruk wees nie. Ek het baie goeie nuus vir jou. Ou van der Spy het my vertel dat ou Potty altyd 'n dagboek gehou het. En hy meen dat ou Potty daardie dagboek in sy studeerkamer iewers wegbêre. En as ons dit nou net te lees kan kry, sal ons waarskynlik alles daaruit uitvind wat ons wil weet. Klink 'n bietjie ver gesog. Ag nee, wat nie eens ek snuffelwerk doen nie. Jy ken my mos. My middelnaam is Hendrik Brandt. Nee, boetie, ek gaan vir 'n Potty kuier by sy huis net vanaand en vir eens en vir altyd uitvind hoe die vark in die hef steek. Ag man, jy mors jou tyd. Ou Potty sal nie praat nie. Laat dit nou daantjie oor, kerel. Wel, ek gaan verkleed. Sien jou later. Stop die dief! Ah, ek dink jy het iets te verduidelik. Maar professor... Kom, ons sal binne gaan gesels. Dis ernstig, beweer. Bitter ernstig. Jy sal meer hiervan hoor. Wat moet er met jou aanvang? Na regte boordjie geskort te word. Dit is nie die gedrag wat ons duld van 'n Stellenbosch student nie. En 'n man wat kom rondsniffel met lesenaar en dan deur die venster ontsnap, is kwaadlik iemand wat hom durf aanbied om vir die eerste span van die universiteit te speel. Ja, jy sal meer hiervan hoor. Wat het gebeur? Ik kan het niet zomaar zo doen. Ja. Wat ga je aan? Ja, wat ga je aan, joh? Ek het net die vaagste begrippe nie. Moenie maak dat jy verbaas is nie. Ons ken jou mos. En as dit 'n gek skilder is, slag as jou lewe na Regtig, kerels. Ek weet nie. Ek is ernstig. Toe moenie nog sterf. Ons ken jou goed. En jy moet iets weet. Natuurlijk moet ik Kijk, ek het julle gesê wat ek weet. Daar moes iets gebeur. En ek ga uit. Andries, wat is nou aan die gang waar jy nie speel nie? Is dit 'n grap? Nee, er is geen grap nie.
Andries man, dis mos nie soos jy is nie. Wat het gebeur? Het hulle jou uitgegooi? Nee, ek het self gevra om weggelaat te word. Maar dan moet daar mos 'n gewigtige rede voor wees. Kyk Andries, jy kan my vertrou. Sê my nou asseblief. Ek speel nie en dis die een van die saak. Los my nou. Ek weet. Jy het een of ander iets van jou vader te hore gekom. 'n Skandaal of iets. Man, ek sê jou, ek speel nie. En verder is niemand se saak nie. En nou, dames en heren, hier volgt een klaviersolo door Karel Verster. Karel, weet jy miskien hoekom Andries nie speel nie? Nee, ek is soms al die ander. Die eerste wat ek al van gehoord is Dr. Krevin my sê dat Andries self gevra het om uitgelaat te word. Ek stap oor na die sierwaans. Kom jy? Kom maar, hè. En daar is 'n mooi jong dame hier buite om jou te spreek. O, baie dankie. Pas op, Gerald! Wat 'n regeling! Jy sou uitvat! Hey! Kom aan, vat hom mooi. Andries wil weer. Ons wil nou weet hoekom jy nie speel nie. Dis my saak. Net 'n oomblikie, kerels, net 'n oomblikie. Andries, wees tog redelik, man. Ons wil die rede weet omdat ons graag wil probeer om sake reg te stel. As dit 'n pottie is of die breier, sê vir ons. Dan sal ons met hulle werk. Ja. Eerste man wat nader kom kry dit. Ag nee, Andries, man, moenie laat ons kwaad word nie.
doen is, ons gaan die stikstof bepaal in die voer. En dan gaan ons die antwoord vermenigvuldig met 6¼ Die rede vir die 6¼ sal ek u later sê. Soos ek gesê het, dames en here, is daar 3 soorte stikstof. Wat betref die bepaling van die soorte, gaan ons eers bepaal met die bepaling van ammoniumstikstof. Meneer Rivier, ek vrees jy let nie op nie. Laat my toe as 'n ouer man om my 'n goeie advies te gee. Moet nooit toelaat dat jou buitemuurse aktiwiteite bots met jou werk nie. Nou, wat betref die bepaling van ammoniumstikstof, gaan ons die voer behandel met gekonsentreerde swavelsuur. Hallo, ek bekeer jong. Jy behoort die gelukkigste man op universiteit te wees. Almal wil jou in die eerste span hê, almal hou van jou. Almal behalwe jou oom. Hoe bedoel jy? Ek weet nie man. Dit lyk my die ou het 'n vreeslike grief teen my, of moontlik teen my pa. Jy verbeel jou dinge, Andries. Nou ja, ek moet verder. Moenie met so lank gesig loop nie, man.
Moet ek verantwoording doen vir elke student wat verkies om met 'n lang gesig te loop? Nee, oom Herman, maar ek het daarom 'n rede om te glo dat iets wat oom gedoen het om hom ontstel het. Of miskien dat iets anders tussen julle twee gebeur het. Wel, om die waarheid te sê, daar het iets gebeur. Maar vir sy eie ontwil wil ek dit liewerste nie verder bespreek met jou nie. En ja, ek wil die hele aangeleentheid nie verder bespreek nie. Ek herhaal, jy moet hom nie aanmoedig nie. In elk geval, hoekom is jy so belangstellend? Ek is baie belangstellend. Oom Herman, ken oom Herman sy vader? Ja, en sy moeder. Die laaste brief van die kind het my regtig ontstel. Ek het gemeen dat ons seun stralend gelukkig sou wees aan die universiteit. Maar ek glo nie daar's iets ernstigs verkeerd nie. In die begin was alles ook in die hak en dit het geklink of hy gelukkig is. Sal ons nie vir hom 'n telegram stuur om te sê dat ons kom kuier nie? Nee, ons gaan hom verras. Ek brand om uit te vind wat die kind so ontstel het. Maar ek sê jy, dis ou Potty wat hom so ontstel het. Ek sê jy is op Potty wat hom ontstel. Maar hoe? Dink jy dit het iets te doen met sy studies? Miskien, maar Waar is hy? ek weet nie. Teensvoordig bestee al sy vrye tyd aan eindelose togte in die berge. Dankie. Dink jy dit kan iets persoonliks tussen hom en my oom wees? Dis wat ek wil uitvind. Het jy ook al probeer? Beslis. Andries het my gevra om iets te doen. Hy is hoogs bekommerd. Hy begin al dink dat sy pa iets verskrikliks aangevang het toe hy student was en dat jou oom iets aan my te doen het. Ek vrees ek sal niks uit my oom kry nie. Hy is so koppig soos 'n muil. Kon jy nie iets uitvind nie? Wel, ou van Spruit het my vertel, dat jou oom 'n dagboek gehou het na jare. Die ander studente het hom daaroor gepes. En as ons net daai dagboek in die hande kan kry, kan ons daaruit alles uitvind wat ons wil weet. Ek het al iets probeer en net sover as die lesenaar gekom. Maar ongelukkig het hy my amper op heterdaad betrap. Het is die eerste spanspeler deur die venster geduik. Maar hoor hierso. Jy woon mos by hom. Jy hoef nie deur die venster in te spring nie. Sy dagboek. Dankie. Ons kon tot ten minste kafee toe gestap en 'n koppie koffie gaan drink het. Wat is jou haas? Nie vandag nie, dankie. Daar is iets wat ek moet doen voor my oom terugkom. Jy moet my verskoon. En wanneer kan ek kom kuier? Net wanneer jy wil. Totsiens. Totsiens. Vicky, wat maak jy daar? Wat is daar in my lesenaar wat almal wil hê? Eers wie en nou jy. Vir wie? Het oom Herman hom hier gevang? Ja, die ander aand toe ek thuis kom, toe sien ek iemand by my lesenaar en toe hy my hoor toe duik hy deur daardie venster. Duik hy deur die venster? Ja, ek het hom agtervolg en ek het hom in die tuin gevang. En tot my verbasing moet ek vind dat dit wie was. Oom Herman maak 'n groot fout. Wie moes vir 'n ander rede hierheen gekom het. Ek gee nie om vir watter rede hy hierheen gekom het nie. Toe ek hom onder 4 oë gekry het hy niks ontken nie. Maar hy sou dit nie ontken nie. En weet oom Herman hoekom? Omdat hy iemand anders beskerm. Ek gee nie om wie dit was nie. Wat ek wil hê is 'n verduideliking van jou. Wat soek julle by my lesenaar? Ek is jammer oom Herman, maar ek moes dit doen vir Vivier. Hy is vreeslik bekommerd. Maar wat het sy bekommernisse te doen met klopjagte op my lesenaar? Hy meen dat oom Herman op hom pik oor iets wat sy pa gedoen het. En ek het gesoek vir oom Herman se dagboek, wat miskien vir ons kan sê wat gebeur het. So, dis wat julle gesoek het, my dagboek. Wil jy my sê die seun dink dat ek hom kwaadlik neem vir dinge wat sy vader gedoen het?
Goeie genigtig, Vicky, as dit nie hy was nie, dan word hy daar geskort vir iets wat hy nie gedoen het nie. O, oom Herman, nou dat oom Herman weet wat die waarheid is, moet oom tog iets doen. Hy het al bitter gelei. En ons wil almal hê dat hy moet speel. Maar wat dink jy wil ek hê? Dink jy nie ek wil hê dat ons moet wen nie? Kan jy my daarvoor aanspreeklik hou dat die jongman dink dat ek hom blameer vir dinge wat sy vader gedoen het? Maar wat het sy vader gedoen? Moet jou nie daaroor bekommer nie. Ons kan dit later bespreek. Kom ons gaan soek hom. Hy is een van die beste spelers wat ons vir jare gehad. Hy moet terug in die span. Selfs beter as jou kerel Karel Verster. Tussen hakies, is hy nog jou kerel? Kom ons gaan soek hom. Kom. Baie dankie, oom Herman. Kom ons gaan soek hom. Is Vivier in sy kamer? Waar is hy? Ek weet nie, professor. Hoe kan jy nie weet nie, julle is dan kamermaats? Wel, professor, om die waarheid te sê, hy het nie verlede dag in sy kamer geslaap nie. Wat is dit? Hy het om die hele gistermiddag gesit en kwel oor iets. En so toe in die aand het hy vir my gesê dat hy gaan stap. En ek het hom sedertdien nog nie weer gesien nie. Hoekom het jy dan nie die voorval aangemeld nie? Ek wil wag en kyk, professor, of hy nie dalk vanaand sou huis toe kom nie. Kom, Vicky, ons moet hom gaan soek. Verneem jy ook. En as jy hom raakloop, dan sê jy hom ek wil hom dadelik spreek. Hey, kerels, kom Vicky hier. Een van jullie misschien voor Andries Rivier gezien? Nee, professor. Kijk, als je hem raakloop, zeg dat ik hem dadelijk zie. Zeker, professor. Zeker. Professor! Professor! Professor, hy het Pieke toegeloop. Is jy seker? Ja, professor. Ek het dit verneem toe ek die dorp uitgestap het in daardie rigting. En daar was ander mense ook wat hom gesien het, koers wat Pieke toe. Oom Herman, daar was gisterand te digte mis oor die berg. Hy het sekerlik verdwaal. Hy is mondelik selfs beseer. Ons moet iets doen, gou, ons moet iets doen. Ja. Wie van jou maats is klimmers, Daantjie? Ek sal sommer dadelik al die beste klimmers bymekaar kry, professor. Karel ken hulle almal. Ek glo nie Karel sal gaan nie. Natuurlik sal hy om Herman. Ek is seker hy sal. Te meer as hy weet dat Andries terug is in die span. Nou toe, goed, spring Daantjie. Kom Daantjie.
Andries, man, ek is bly ons het jou gekry. Dag, Dankie. Man, 'n pot het 'n fout gemaak. Jy hoef niks meer bekommerd te wees nie. En jy speel nog met InterVarsity. Wat die herrie maak jy hier, jong? En dit terwyl jy so soek vir die eerste span. Ek is jammer, kerels. Ek vrees ons is te laat. Ek het my enkel so effentjies verstuit. Maak het seer, Andries? Nie eintlik nie. En wat nou, kerels? Ons moet 'n plan maak. Andries, ga jy daarop trap? Ja. Ja, kom. Kerels, ons draai hom terug. Nee, ek sal reg. Gunstuk af van die kerels, Stellenbosch moet zaterdag wen. Geen argument in die kerels vat saam. Die was hem gekregen. Het is zeer gekregen? Nee, wat is ze enkel? Oh. Zal ik voor een pony gaan zijn? Nee, toe man. Ik wil hem zelf zijn. Baie dank. Nou goed dan. Oom Herman, hij heeft hem gekregen. Oh, verskoon mij. Dis alles reg, Vicky. Dis sy ouers. Meneer en mevrou wie weet, dis Vicky. Aangenaam. Hoe gaat het met hom? Hy het net sy enkel beseer. Wat? Ek het jou mos gesê sy bene is bros. Daar's niks verkeerd met sy bene nie. Waar is hy? Ek dink hulle neem hom kamer toe. Wag vir my, Andries. Dankie vir hy kassing, man. Let terug, Andries. Waar is hy? Waar is hy? Pa, wat er been is dit? Wat maak pa hier zo? Ek kom sorg dat jy in die eerste span speel. Nee, dis niks nie. Ek sal nou reg hê. My kind. Ag, my kind, wat het gebeur? Dag, ma. Ek het jou gesê jy moet versigtig wees met jou bene. Vrou, daar's niks verkeerd met sy bene op gebeente nie. Waar was dit gebeur? In die berge, ma. Jy al weer gaan bergklim. Ja, ma. Waar? Andries, jou been sal regkom. Maar hoe lyk dit met jou gemoedstoestand? Wel, professor, ek verstaan alles is nou weer in die haak. Maar ek sou hom graag wou weet. Wat het tussen pa en professor gebeur? Daar's nie nou tyd daarvoor nie. Ons moet eers weer hierdie enkel speelbaar kry. Nee, Andries, ek dink die seun verdien 'n verduideliking. Jy sien, jou pa, hy was beroemd as 'n grapjas. Maar ek kon nie laat iemand die gek met my skeer nie. Dit was baie jare gelede. Net na die laaste wedstryd van ons studentelewe. En daardie dae het ek en jou pa altyd heftig met mekaar gewedijwer om die hand van 'n gawe noontjie wat vandag jou moeder is. Ons was nooit seker van wie sy die meeste hou nie, maar ek is tot vandag toe nog oortuig daarvan dat ek die gelukkige een sou gewees het. Jy sien, hy het geweet sy wag daar buite vir my. En toe ek die trui oor my kop trek, laat vat hy mooietjies met al my klere. Nou ja, hoe kan 'n man jou nooit gaan red sonder 'n broek? En dit is hoe jou vader jou moeder van my gesteel het. Toe ek weer van hom verneem was al getroud. Dit het my hele lewe verander. Ek het nooit weer na 'n ander vrou gekyk nie. Ag man, jy besef nie die guns wat ek jou aangedoen het nie. Ik denk dat je er echt Jan. Mooi speelgoed. Dankie, geluk, hè. Dankie. Zelf gezegd. Baie dankie, meneer weer. Mooi speel, Gerrit. Dankie. En zo rij je erbij, hè. Dat is het Stellenbosch. Man, ek is dan bly ons het daai been vir jou betyds reg gekry. En so terloops, wie neem vanaand vir Vicky uit? Ek het gedink ek sou, maar ek kon nie 'n bepaalde antwoord van haar kry nie. Wel, ek ook nie. Maar ek sê wat ons maak. Die een wat die meeste punte aanteken neem hy. Reg, broer. Top.
Verstaan die kaptein in die bal. Hy gee nie uit nie. As hy uitgegee, dan Vivier was hier kans vir hom geweest om punte aan te teken, maar hy is daar vastgeval die lucht met balhaal. Verstaan die bal. Hy breek Brugge toe. Tussen die voorspelers in, maar hy laat die bal nie uit nie. Hy onderskat sy centermaat Vivier, want die man staan langs hom en hy laat die bal nie loop nie. Smith se verbyskop is net skrams links verby en die telling dan in hierdie intervasiewedstryd tussen Aatjies en Maties is nou 3-0 in die guns van die Aatjies. Wat met kerel? Ek hoop net hy breek nie 'n been of iets nie. As hy nie hy bal het nie, breek ek sy verbrande nek. En daarmee nog 5 punte by vir die Aatjies. Dit skuif hulle telling op na 8-0. 8-0 in die guns van die Aatjies. So pas in 3 deur Luke wat vir 5 is deur Smith. Die Maties kom opgedraf om af te skop af in die rigting van die Aatjies se halfgebied. 'n Loskram ontwikkel net binne by die Aatjies se halfgebied en die Maties hak die bal. Geslaagde verbyskop is die telling nou 8-5, ja 8-5 in die guns van die Aatjies. Stellenbosch se voorspelers is goed, maar die snelles die kan maar net nie op tref kom. Daar's die Maties se voorspelers alweer. Hulle hak die bal uit hulle voor die agterlyn. En na Brown se pragtige 3, waarvoor hy die laaste 2 trees so op sy maag geskuif het en wat mooi verpyp is deur Smith, is die telling nou 13-5 in die guns van die Aatjies. Dit moes belewe. Wat de joos vang je aan? Denk je is de enigste man aan die span? Denk je is de enigste man op die veld? Als jij en Vivier nie nou die bal uitgeniet, sal ek met julle afreken. Zal ik met jullie afrekenen? Man Karel, dinge lyk sleg. Jong, jy's reg. Ek dink ons vergeet van Vicky en speel om te wen. Ek stem saam. Ek sê jou wat. Iemand daar vanmiddag eerste na die wedstryd vra vir die dans, neem maar vanaand. Top. Ja.
Ek roep flink die bal op. Hy gee dadelik uit aan Meyering. Die skop haastig hier na diskant toe en die bal is uit omtrent 10 tree binnekant. Die uitjies halfgebied aan die diskant van die veld waar nou 'n lyn staan gevorm word. En Verster besluit om die bal te laat loop en hier is nou die resultaat daarvan. 'n Pracht 3 deur Verster wat mooi verfyn is deur Bebeje. Hoog tussen die pale is die bal deur. Die telling dan nou 13-10, 13-10 in die Aitjies se guns. Die Maties skryf dus nou stadig nader. Beweging met mooi aangewerk tussen Bebeje en Verster, uit naar die vleuelroe en weer terug naar Bebeje het hy oorgeduik om die telling nou 13-11 te maak. Nou ja, nou hang het af van Bebeje se verfynskop wie vanjaar se intervarsity gaan wen. En hierna sal die eindfluitjie seker opblaas. Sien je wat ik bedoel? Die appel valt wruntig niet zo ver van die boom af niet.